Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens vanoggend aansluit. Mag ons elkeen vandag God se teenwoordigheid by ons persoonlik beleef. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom vanoggend om U te aanbid in U almag, mag, majesteit en heerlikheid. Omdat niks vir U onmoontlik is nie. Omdat U net 'n woord spreek en dit gebeur. U sê net laat daar lig wees en dan is daar lig. U sê net vir 'n storm op die see, bedaar, wees stil. En dan kom daar 'n kalmte oor die wind en oor die water. Oombliklik. Ja, Here, U almag gaan ons verstand te bowe. U wat blindes laat sien, dowes laat hoor en krepeles laat loop. U wat wonderwerke doen wat geen ander mens kan doen. En dan beloof Christus ons boonop dat ons selfs groter werke sal doen. Wanneer ons medewerkers in U koninkryk is. En wanneer ons volgens U wil in die naam van Jesus Christus kom. En U vra. En daarom, Here, kom ons met vrymoedigheid vanoggend ook na U genade troon om te vra dat U met ons elkeen sal praat. Dat U vir ons elkeen vanoggend weer 'n boodskap sal gee wat ons sal bemagtig om U met dankbare oorgawe en toewyding te kan dien en om die eise wat die lewe aan ons stel beter te kan hanteer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het Rex saam met my kerk toe gekom. Hy is mos 'n baba Tyrannosaurus Rex en hy hou daarvan om baie vrae te vra. Goeiemôre Rex, hoe gaan dit met jou? Hallo julle, ag nee, met my gaan dit sommer baie goed, dankie. Ek het niks om te kla nie. Ek het wel 'n vraag wat ek wil vra. Nee, ek het gedink jy sal 'n vraag hê om te vra. Ja, want die een wat vra bly letterlik dom, en die een wat nie vra nie bly vir altyd onkundig. Onkundig, dis 'n goeie woord om aan te leer, nee. Ja, nee, ek is bly jy het 'n nuwe woord aangeleer vir dom, want dom klink nie so goed nie, onkundig klink 'n bietjie beter. Ja, nee, dit is waar, en daarom wil ek my vraag nou vra. Nou maar goed, laat ek hoor. Ek het die afgelope tyd 'n movie marathon gedoen. Met ander woorde, jy het 'n klomp rolprente na mekaar gekyk. Inderdaad. So watter rolprente het jy gekyk? Die hele Jurassic Park reeks en Jurassic World en Godzilla. Sjoe, ek weet nie of jy dit moes gedoen het nie. Ja, nee, ek ook nie. En wat is jou vraag nou? Gaan ek ooit so groot en sterk en magtig word soos daardie Tyrannosaurus Rexe wat in daardie rolprente is? Wel jong, jy weet dat jy 'n miniatuursiekte het en dat jy vir altyd hierdie grootte gaan bly en dat jy nooit regtig groot gaan word nie. En ek is baie dankbaar daaroor, want as jy so groot en so gevaarlik moet word soos wat jy gesien het, daardie Tyrannosaurus Rexe en daardie rolprente is, dan gaan niemand van ons veilig wees naby jou. En terwyl jy die groot is wat jy nou is, kan jy eintlik jou kos wat jy eet ook bekostig. Ek hou van vleis. Ja, ek weet jy hou van vleis, maar nou kan jy een styk eet en jy's versadig. As jy so groot is, wil jy 'n hele bees opeet en dan is jy nog steeds nie versadig nie. So, ek dink jy moet eintlik maar dankbaar wees. Ek weet nie so mooi daarvan nie. Ek het so onwaardig gevoel en so magteloos toe ek dan dink dat ek net so klein gaan bly en nooit gaan groot word nie. Ja, magteloosheid is 'n aaklige emosie. Dit oorweldig 'n mens nogal en dis nogal baie verlammend
En miskien moet ons vandag 'n bietjie oor magteloosheid praat en dalk sal jy agterkom dat jou krag en jou sterkte dalk op ander maniere en op ander terreine lê, dat jy dalk meer krag hierso het as wat jy dink. Okay, ek sal graag daarna luister. Maar goed, ons sit hier agter en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels vanoggend. Magteloosheid is ons tema vir die dag, soos wat julle kan raai. Partykeer voel 'n mens mos vasgebind. Jy voel magteloos om te beweeg, magteloos om iewers te kom, om iets sinvols te kan doen. Dis asof jou omstandighede en jou situasie jou heeltemal vasbind. Dit voel partykeer asof jy versuipslag swem en asof jy naderhand by 'n punt kom waar jy so moeg en so uitgeput is om dit te doen, dat jy begin sink en dit voel asof jy enige oomblik kan verdrink. Partykeer is daar dinge wat jou verslaaf. Alkohol, medisyne, dwelms, nikotien. En jy voel magteloos om daarvan ontslae te raak. En jy wens iemand wil net kom om jou te bevry. Dat jy daarvan kan loskom. Maar dit voel nie asof dit gebeur nie. Ons sê spreekwoordelik, wanneer ons magteloos voel, ons hande is afgekap. Ons kan niks doen nie. Party mense het regtig nie hande nie. Party mense sê my hande mag dalk afgekap wees. Ek mag dalk magteloos voel. Maar ek is nie self afgekap nie. Daar's nog steeds iets wat ek kan doen. En ek hoop aan die einde van ons gesprek vanoggend sal julle ook so voel. Maar wat presies is magteloosheid? Soek ons vir 'n definisie, dan sien ons dat 'n redelike uitgebreide definisie is. Magteloosheid is 'n intense emosionele en fisiese toestand van hulpeloosheid, waar 'n onvermoë of verlies aan beheer oor situasies soos 'n middelpunt vlietende, verlammende krag ervaar word. Mooi woorde, né? Kinders, julle moet notisie neem, want dit kan in julle opstelle vir julle waardevol wees. Kom ons praat eers oor die woord intens. Dis 'n intense emosie, want dit is nie sommer maar net 'n ligtelike emosie. Dis iets ergs wat jou geweldig diep raak op jou diepste vlak van menswees. En dit kan emosionele situasie wees waar jy emosioneel magteloos voel, maar dit kan ook 'n fisiese magteloosheid wees waar jy met jou liggaam magteloos voel omdat daar iets is wat jy wil doen, maar jy kry dit net nie gedoen nie. Ek het gister so gesukkel met 'n pyp wat moet ingedruk word en hy wil net nie ingaan. Dis 'n fisiese gevoel van magteloosheid. Nou, mans en vrouens reageer verskillend op magteloosheid, en as ek dit sê, is dit nie omdat ek seksisties is nie, of diskrimineer teen mans of vrouens nie, dis maar hoe dit is, en dis hoe ons geprogrammeer en gemaak is. As 'n vrou magteloos voel, dan huil sy, dan rol die trane rol oor haar wange. As 'n man magteloos voel, dan word hy kwaad, word hy aggressief, dan wil hy met mag en mening terugbeklei teen hierdie gevoel van magteloosheid. So emosioneel en fisies raak dit ons. En dis 'n gevoel van hulpeloosheid, 'n gevoel van ek het nie genoeg hulp en hulpbronne tot my beskikking nie. Ek kan nie gehelp word nie. Want ek het 'n onvermoë. Ek is nie daartoe in staat. Ek het beheer verloor. Hierdie situasie het my oorweldig. En dit werk soos 'n middelpunt vlietende, verlammende krag. Nou wat beteken middelpunt vlietende?
Nou julle het seker al iewers eers in 'n parkie, daar's nie meer baie van hulle nie. Maar van daai rondom tralies gesien, waarop jy nou kan klim, en dan kan iemand jou nou maak, dan hardloop hulle nou al in die ronde, en hulle laat hom al hoe vinniger en vinniger en vinniger in die ronde draai. Dan ontstaan daar 'n middelpuntvlietende krag. As jy nie vashou nie, dan gaan jy van die middelpunt af wegvlieg en van die rondom talie afval. En dis wat middelpuntvlietend beteken, om van die middelpunt af weg te vlieg sonder dat jy beheer daaroor het. So dis 'n geweldige krag wat op jou inwerk, wat sterker is as wat jy is, en daarom voel dit asof jy verlam word daardeur. Jou hande word afgekap, soos ons sê. Jy kom tot stilstand en dit voel asof jy nie hieruit kan beweeg nie. Jy is daarin vasgevang. Dis 'n toestand waarin 'n mens nie die uitkoms van gebeure kan verander of bepaal of beheer nie. Jou ervaring en jou belewenis van daai omstandighede is, jy kan niks daaraan doen om dit te verander nie. Jy kan niks doen om hierdie situasie te bepaal of te beheer nie. En kyk, as daar nou een ding is waarvan die meeste van ons hou, dan is dit om in beheer te wees van 'n situasie, van omstandighede, van onsself, en partykeer ook van ander mense, veral as dit mense is wat vir my werk. Ek wil graag hê hulle moet die werk doen soos wat ek dit gedoen wil hê, of soos wat ek dit self sou doen. En as hulle dit nie doen nie, dan doen ek dit sommer eerder self, want ek wil dit beheer. Ek wil dit goed doen. En dis menslik. En sê partykeer ek is 'n kontrolfreak, want ek wil alles beheer. Dit word dikwels gekenmerk deur 'n verlies aan hoop. As ek hierdie magteloosheidsgevoel in my het, dan verdwyn my hoop. Dan het ek nie meer hoop op 'n oplossing en op uitkoms nie. En daarmee saam verdwyn my lewenslus. Ek is nie meer lus om te lewe nie. Ek is nie meer lus om so te sukkel nie. Ek is nie meer lus vir hierdie situasie, vir die omstandighede, vir hierdie gevoel wat ek ervaar en beleef. Ek wil nie meer lewe nie. Ek dink die wêreld is 'n beter plek sonder my. En daarom kan dit maklik lei tot gevoelens van depressie, neerslagtigheid, selfisolering, waar ek nie meer iemand om my wil hê nie, waar ek eenkant alleen op 'n hoopie wil gaan sit en chunk, as ek 'n vrou is. En as ek 'n man is, moet hulle my net uitlos, as hulle nie wil moeilikheid hê nie. Dit veroorsaak 'n geweldige emosionele pyn en 'n gevoel van frustrasie. En dikwels gaan dit ook gepaard met angs en vrees. Omdat ek niks daarin kan doen nie, word ek bang dat dit my gaan totaal oorheers, totaal oorweldig, en dat daar geen uitkoms meer gaan wees nie. En daarom is dit verlammend. Dit maak my heeltemal pap en slap en kragteloos. En dit lei tot moedeloosheid, algehele uitputting en uiteindelik heeltemal uitbranding. Dit veroorsaak teleurstelling en gebrekkige selfvertroue. Omdat ek nie die situasie kan beheer nie, omdat die situasie groter word as ek, hierdie omstandighede wat my magteloos laat voel, omdat dit my so verlam, voel ek is nie meer goed genoeg. Ek het nie meer waarde nie. Ek wil vir julle 2 verhale lees wat iemand anders geskryf het oor hulle ervarings en belewennisse en siening oor hierdie situasie. Net sodat jy kan jouself ook daarin herken. En jy ook meegevoel met hulle kan hê in dit wat hulle skryf. Die eerste is 'n weergawe van professor Willie Jonker. Hy het 'n brief geskryf aan die koerant daaronder in die Kaap, die Burger, op die 14de Maart 1987, toe was party van julle nog nie eens gebore nie.
Hy het geskryf, een van die pynlikste dinge van die menslike situasie is die magteloosheid om iets te doen aan die groeiende en verdiepende verwydering wat tussen ons en ander mense kan ontstaan. Ons het so 'n rukkie terug gepraat oor verlange wat seer maak en gesê partykeer is jy saam met mense en ten spyte daarvan nog steeds eensaam, nie alleen nie, maar eensaam. En dit kan magteloosheid tevoorskyn bring. Hy skryf verder, dink maar aan die verwydering tussen ouers en kinders wat kan ontstaan, of aan die verwydering tussen eertydse vertroude vriende, of tussen man en vrou in die huwelik. Dit is nie dat sulke mense mekaar nie liefhet nie, inteendeel. Hulle kan vervul wees met 'n egte en diepgaande behoefte aan mekaar. Hulle kan 'n byna ondraaglike pyn ervaar vanweë die verwydering en met ontsetting opmerk hoe dat hierdie verwydering groei en hulle al hoe meer uit mekaar uitdryf. En tog kan hulle eenvoudig magteloos wees om iets betekenisvol daaraan te doen. Dit is net of iets tussen hulle ingeskuif het, wat hulle nie meer toelaat om by mekaar uit te kom nie. Selfs as hulle sou besluit om 'n einde aan die verwydering te maak, is dit of iets dieper liggends hulle tog verhinder om dit te kan doen. Dis of hulle nie 'n woord kan vind om die stilte tussen hulle te verbreek nie. Dis of hulle nie kan opstaan en die spinnerak van stilte wat tussen hulle geweef is, net eenvoudig oop te breek nie. Selfs as een van hulle sy hand sou optel en aan die ander raak, ons bedoel liefdevol aanraak, is dit asof hy aan 'n vreemde raak. Die skreeu van die hart, die smart in die oë, is nie genoeg om 'n brug te slaan nie. En so gaan die momente toe toenadering gesoek en bedoel was, vrugteloos verby, om die gevoel van magteloosheid net nog groter te maak. Die ergste is dat hierdie soort situasie feitelik nooit net bloot met individuele probleme te maak het nie. Daar is meestal faktore van buite waarvan ons weinig beheer het, wat 'n rol in hierdie verwydering speel, of in hierdie gevoel van magteloosheid speel. Dit kan faktore wees wat saamhang met ons werksituasie, met familieomstandighede, met politieke werklikhede, met kollektiewe skuld. Dit beteken skuld wat ons albei aan het. En verwonding. Maar wat dit ook al is, dit het altyd die manier om alles oneindig te kompliseer, moeilik te maak, en middelpunt vlietend op die verhouding in te werk. Daardeur word alles net soveel moeiliker en moeiliker. Hoe vinniger die rondom talie spin, hoe moeiliker word dit om vas te hou. Dit is net God wat ons in hierdie soort situasie kan help, skryf Prof Jonker. Soos Jesus die lam man aangeraak en gesond gemaak het, soos hy aan die stommes al spraak teruggegee het, soos hy die oë van die blindes geopen en aan gevangenes bevryding verkondig het, so kan hy ons ook bevry uit die kokon van ons magteloosheid teenoor mekaar. Moet net nie ophou om daaroor te bid nie. Moenie die moedeloosheid toelaat om een groot stuk ongeloof aan die krag van God in u lewe te word nie. Op 'n ongedagte wyse kan hy ons help in ons magteloosheid. Want die wortel daarvan lê die kompleksiteit, die ingewikkeldheid, die moeilikheid van die sonde. Want dis sonde wat magteloosheid ook tot gevolg het. Nie noodwendig 'n spesifieke sonde nie, maar kollektiewe skuld, sonde in die algemeen. En God het gekom om ons van alle sonde en die werkinge daarvan te verlos. Ek dink dit is 'n treffende, raakvattende beskrywing
van baie mense se gevoel van magteloosheid. Hier's nog een, die laaste een van die 2 weergawes wat ek wil lees. Op 20 Januarie 2021 skryf 'n blogger met die pseudoniem, dit beteken 'n skuilnaam, hy gebruik nie sy egte naam nie. Bondels gedagtes is sy skuilnaam. Dit is 3:30 in die oggend en ek word wakker van my foon wat lui. Daardie tyd van die dag is dit normaalweg nie goeie nuus nie en ek is oombliklik wakker. Gewoonlik staan ek in elk geval 4 uur op, maar vanoggend was ek nog lekker diep aan die slaap. 'n halfuur voor my opstandtyd. Ek gryp eers my bril om te sien wie dit is. Klink bekend, want ek kan ook nie lekker op my foon sien as ek nie my bril op het. Dit is die huurder van die woonstel onder, langs my kantoor, reg by die fabriek. Dis moeilikheid, ek weet sommer dis moeilikheid. 2 dae gelede het hy my 1:30 die oggend gebel, toe hulle by die stoor probeer inbreek het. Ag Hemelse Vader, gaan my kop outomaties boontoe, terwyl ek die foon antwoord. Dit was sy, die huurder se bidtyd. En skielik het sy krag uitgesny en was daar 'n harde stampgeluide by my kantoor en op die dak. Ek sien ons krag is aan, dis is net sy krag en die kantoor en die fabriek se krag wat af is. Ons lei af en ek bid stil. Wat is die regte prosedure? Wie bel ek eerste? Al 3 die persone wat ek bel antwoord nie. En nou weet julle, as 'n mens in daardie situasie kom en niemand antwoord wat jy bel nie, matelose magteloosheid sak soos 'n swaar, dik wolk op my neer. Wat 'n watse naam. Die polisiestasie probeer ek nie eers nie. Alle vorige kere was dit 'n nuttelose oefening. Ek trek klere aan en maak seker dis donker. Wat moet ek doen? Vader, help my tog asseblief. Ek kan tog nie net toesien dat ons nog 'n keer gestroop word nie. Tog weet ek dat ek nie self kan uitgaan nie. Die gevoel van magteloosheid dryf my teen die mure uit. Ek kan dit vir geen mens beskryf nie. Moet ek waaragtiglik net staan en niks doen, terwyl hulle ons weer en weer beroof? Nee, alles in my kom in radelose opstand. My wese rebelleer, ek is nou kwaad. Dis nou al van middel Desember af, amper elke tweede dag. Soms sommer helder oordag, ander kere in die nag, dat ons onwelkome besoekers kry wat regstellende shopping doen hier by ons. Alle planne wat ons al probeer het, werk nie. Ek is keelvol. Ek is moeg. Moeg. My foon begin lui. Mense by die huis hier bel terug en ek vertel wat aangaan. Ons spreek af dat ek Billy Blikskorrel bel. Hy skiet voor hy praat en ek is maar versigtig vir hom. Maar hy is altyd blitsig en is nou al oplossing. Ek bid sommer terwyl die foon lui. Here, hou net asseblief sy sneller vinger uit die pad. Ek wil niemand dood hê nie. Hy antwoord ook nie. Ek is verstom. Waar is mense as iemand nodig het? Bel ons veiligheidsgroepleier. Hulle antwoord ook nie. Ek sluit my woonstel deur oop so sag moontlik en sluip oor my stoep agter die seile. Ek loer koes of ek iets kan sien. Mens kan hoor hoe kap hulle. Ek gaan terug in my woonstel en sluit die tralies. Dan bel Billy Blikskorrel terug en beloof om dadelik te kom. Die oomblik as ek die foon neersit, lui dit weer. So maak elkeen wat nie geantwoord het nie weer om my terug te bel. Daar is uiteindelik 4 voertuie wat hier kom stop en die donkerte instorm om te kyk wat aangaan. Die betreders wou by die kantoor in, maar kon nie danksy ons voorsorgmaatreëls. Toe probeer hulle die waterpomp steel, maar was onderbreek. Toe hulle egter die voertuie gevaar, het hulle op die vlug geslaan. Met ons kragkabels wat toe reeds afgesny was. Baie skade. My fabriek se hoofpoleerder kan nie werk nie. Hulle het ook aan die ander kant van die plaaskabels gesteel, naby my woonstel. Ek kry kort 'n oproep van die Billy Blikskorrel, wat my nog iets vertel. Hy stuur ook foto's van die skade. Toe almal weg is, voel ek die emosies kom. Ek gaan klouter op my Hemelse Vader se skoot. Help my. Ek weet nou nie so mooi nie. Matelose magteloosheid. Kom die woorde terug na my toe. Hoeveel keer het jy magteloos en hulpeloos gestaan, toegekyk en niks kon doen nie?
Hoeveel keer hulp nodig gehad en niemand het opgedaag nie? Hoeveel keer het jy gevoel jy is toksiel alleen op hierdie aardbol? 'n enorme Kimberley gat kom breek voor my oop. Ek sien en voel hoe mure voor my verkrummel en die trane begin stroom soos 'n wal wat breek. Ek is verstom, maar ek laat toe dat die vloedgolf sy loop. Ek probeer nie eers keer nie, my onthou gaan steek vas by 'n ander plekke en die balsem van Gilead word mildelik aangesmeer. Dit voel of die las al hoe ligter word terwyl ek net toegee. Ek bly op sy skoot tot alles stil is. Toe weet ek, alles sal oukei wees. Al sou nuwe insidente opduik, sal dit nie 'n ou vrag nog swaarder maak nie. Die oue is verby. En met elke nuwe môre se nuwe genade sal alles ten goeie meewerk vir die wat hy liefhet. 2 weergawes van ander mense. Watter weergawes van jou magteloosheid sou jy vir ons kon vertel? Dalk is jy magteloos om die drankies neer te sit en ontslae te raak van alkoholisme. Dalk is jy pennyloos en het jy nie geld nie. Is jy arm, kry jy nie werk nie. Dalk word jy by die werk geboelie deur jou baas of deur ander werknemers wat jou laat klein en magteloos voel. Dalk word jy by die skool geboelie en voel jy daar soos 'n loser. Voel jy daar magteloos en skreeu jy om hulp. Dalk voel jy ook die verwydering waarvan professor Willie Jonker praat ook in jou huwelik. Dalk is jy 'n kind wie se ouers dag en nag met mekaar beklei en wil jy net wegkruip. Voel jy net magteloos en jy kan nie help nie. Dalk voel jy magteloos oor jou dwelmmisbruik of iemand vir wie jy baie liefhet, baie naby aan jou is, se verslawing. Al hoeveel keer die pad van rehabilitasie geloop, selfs vir maande, selfs vir 'n jaar, want dan kom die terugvalle weer en die magteloosheid oorval jou. Dalk klim jy op die skaal en die skaal praat met jou en sê help. En hy gee vir jou nie 'n smiley face nie. Dis 'n upside down smiley face. Jou skaal is nie met jou gelukkig nie. En voel jy magteloos om iets daaraan te doen. Dalk is jy self ernstig siek. Of iemand vir wie jy baie lief is baie ernstig siek. En laat dit jou magteloos voel, want jy kan niks daaraan doen nie. Dalk het die ergste gebeur. Dalk het jou geliefde gesterf en moes jy langs 'n oop graf staan en magteloos toekyk hoe die motor met die liggaam wegry, hoe die kus in die grond wegsak. Watter weergawes van jou magteloosheid sou jy vanoggend vir ons kon vertel? Wat lees ons in die Bybel daaroor? Ons weet van Job. Job wat magteloos gevoel het, wat hulpeloos gevoel het, wat weerloos gevoel het, wat gevoel het mense behandel hom nie meer met eerbied nie, want hy's vol swere, hy sit op die ashoop, alles wat kon verkeerd gaan, het verkeerd gegaan. Ook Dawid het magteloosheid geken. Dikwels skryf hy voel hulpeloos en arm. In Psalm 40 vers 18, 70 vers 6, 86 vers 1 en 109 vers 22. Die sterke Simson, wat eens met sy kaal hande 'n leeu kon aanpak,
en wen. Wat honderde Filistyne met 'n esel se kakebeen kon aanpak en wen. Sy hare word afgesny na Delilah se verleiding. En die Here verlaat hom. En die eens sterk en magtige Samson voel hoe magteloosheid hom oorweldig, nadat hulle ook sy oë uitgesteek het en hom in die tronk gesit het. Ons lees ook dat Jesus die menigte mense wat hy om hom gesien het, jammer gekry het, want hulle lyk vir hom moeg en hulpeloos, magteloos, soos skape wat nie 'n herder, nie 'n wagter het nie. Ons sien ook hoe dat God die inwoners van die beloofde land magteloos gemaak het toe hy sy volk gestuur het om die beloofde land in te neem. Ons lees dit in 2 Konings 19 vers 26 en dieselfde woorde word ook in Jesaja 37 vers 27 herhaal. Ons lees ook van God wat straf uitdeel. En wanneer hy straf uitdeel, is die mens magteloos om iets daaraan te kan doen. Ons kry dit by baie profete, soos Jesaja 51 vers 20, Jeremia 29 vers 24, Klaagliedere 1 vers 6, ook in Jesegiel het ons dit ook al gelees. Ons lees ook dat God Dawid se vyande magteloos sal laat toekyk, terwyl Dawid se troon en sy kroon sal skitter, in Psalm 132. Ook Daniel wat naby aan die Here geleef het en altyd aan hom gehoorsaam wou wees, voel magteloos wanneer hy 'n indrukwekkende visioen sien. Die visioen is vir hom so oorweldigend, want hy besef die betekenis daarvan en die gevolge daarvan, en dit laat hom heeltemal magteloos voel. In Psalm 116 vers 6 lees ons die troostwoorde: Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. En dis waarin ons kan vashou. Dawid bid ook in Psalm 142 vers 7: Luister tog na my hulpgeroep, want ek is magteloos. Red my van my vervolgers, want hulle is te sterk vir my. Ons weet van al die oorloë waarna hy betrokke was en ook die opstand van sy eie seun Absalom. Ook Paulus het magteloosheid geken. Paulus wat voluit vir die Here gewerk het, nadat hy tot bekering gekom het. Hy skryf in 2 Korintiërs 1, die swaar kry wat ons beleef het, was so erg, dat ons alle hoop om te bly lewe laat vaar. Dit het gevoel asof ons alle kragte verloor het. En dan skryf hy, dit het gebeur sodat ons moet leer om nie op onsself te vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. God se almag. Hy is in staat om dooies op te wek tot die lewe, en daarom moet ek in my magteloosheid op hom vertrou. In 2 Korintiërs 4 vers 7 verwoord Paulus ook ons wat die evangelie verkondig se magteloosheid. Hy sê, ons wat hierdie skat, hierdie evangelie in ons het, ons is maar net kleipotte wat maklik breek, wat magteloos is. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. So aan die een kant, die magteloosheid, die swaar kry, die lyding, die pyn, die vervolging, maar aan die ander kant die wete, Christus is almagtig, hy het die dood oorwin, hy het die dood opgestaan en ons leef in sy oorwinning. Hoe het Paulus sy magteloosheid oorwin? Ons kan in Romeine 5 daaroor lees onder die opskrif die vrug van die vryspraak. Dis nou die laaste gedeelte wat ons lees. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.
Deur hom, deur Jesus, het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade van God waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. So as ek magteloos is, moet ek my verheug in die hoop wat God my gee, dat ek in sy heerlikheid kan deel wanneer ek die ewige lewe kry. Hy sê, dis nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, in die gevoelens van magteloosheid. Verheug ons. Want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek weer hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. Ons is nie by magte om onsself te red nie. Ons is nie in beheer van ons verlossing. Christus is. En daarom moet ons God se genade vertrou. Moet ons in die geloof aan Jesus vashou, sodat ons hoop al hoe sterker kan word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Hy skryf verder, 'n mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie eers vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Christus het nie vir ons gesterf toe ons al klaar gered was, want dan het ons nie sy sterwe nodig gehad. Vir ons gesterf toe ons magtelose sondaars was. En aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. En aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Ook gered sal word van magteloosheid. Maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. So met blymoedigheid en vreugde moet ons hierdie gevoel van magteloosheid beetpak en dit vervang met die hoop wat God ons gee. Kan ons hierdie magteloosheid oorwin, soos Paulus dit oorwin het? Ja, inderdaad. Maar eers moet ons ontslae raak van die illusie dat ons in beheer van alles altyd moet wees. Illusie beteken, dis nie regtig so nie. Dis net iets wat ek in my verbeelding sien. Niemand is regtig in beheer nie, behalwe God. Selfs die beste golfspeler in die hele wêreld kan dit reg kry om met een hou die bal in die gaatjie te slaan. En hy kan die volgende keer direk daarna op dieselfde plek, met dieselfde stok, met dieselfde bal, presies dieselfde manier sy stok swaai en die bal slaan. En is nie te sê die balletjie gaan weer in die gaatjie val. Want hy is nie in beheer van alles nie. Daar's faktore buite sy beheer. Om te dink dat ek in beheer van alles is 'n illusie. Dis nie waar nie. En daarom probeer ek nutteloos om in beheer van alles te wees. En dit verhoog my gevoel van magteloosheid. Want ek verwar my mag en my beheer met die mag en die beheer wat God eintlik het. So moenie altyd in beheer probeer wees van alles nie. Jy is nie en jy kan nie. Neem Christus se verlossingswerk deur genade alleen aan, deur in hom te glo en op hom te vertrou, soos ons nou gelees het uit Romeine 5.
En soos ons vorige keer gelees het, in Filippense 4 vers 13, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Wanneer jy magteloos voel, onthou hierdie teksvers, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Verskuif jou fokus van die gevoel van magteloosheid na God se almagtigheid. So in plaas daarvan om net te dink aan hoe magteloos jy voel, dink hoe almagtig God is. Dink daaraan dat niks vir hom onmoontlik is nie. Bid, gaan op jou knieë, soek jou krag en jou sterkte by die Here. Hy is die almagtige. Kry jou krag by hom, bid en vra dit vir hom. En al by hierdie verhale wat ek gelees het van beide Prof Jonker en van die blogger, sien ons hoe belangrike rol gebed ook by hulle gespeel het. As ek magteloos voel, dat ek moet val op my knieë en ek moet bid, met my krag en my sterkte by die Here die Almagtige kry. En dan is daar 'n mooi spreekwoord wat iemand geskryf het, ek weet nie wie die skrywer daarvan was nie, maar in hierdie konteks is dit van kardinale belang. Bid en vra vir die Here die gemoedskalmte, die kalmte in jou gemoed, die vrede in jou gemoed, om te aanvaar die dinge wat jy nie kan verander nie, die dinge waaroor jy nie beheer het nie. Bid en vra hom vir die moed, om die dinge waaroor jy wel beheer het en wat jy wel kan verander, om dit wel te beheer en te verander. Maar vra ook vir hom, om vir jou die wysheid te gee, om die verskil te ken. Sodat jy sal weet, wat is die dinge waarvoor ek verantwoordelik is, en wat ek moet doen, en wat is die dinge wat ek in die hande van God moet los. Om daai onderskeid te kan tref, het jy wysheid nodig. En Jakobus sê, as jy wysheid nodig het, bid dit gelowig van God, en hy sal dit vir jou gee. Vra vir hom die wysheid, om die verskil te ken, sodat jy die gemoedskalmte en vrede kan ervaar, en die gevoel van magteloosheid kan laat verdwyn, van jou kan laat afrol, soos water afrol, van 'n eense rug. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, almal van ons erken en bely dat ons baie keer magteloos voel, dat ons maklik dan in 'n put van depressie wegsak, dat ons maklik gefrustreerd raak, kwaad raak, huil, en vergeet van U almag. En daarom kom bely ons hierdie sonde van ons, en vra ons Here, gee vir ons die geloof, en die hoop, en die liefde wat ons nodig het. Gee vir ons die bewussyn van U almag, wanneer ons magteloos voel. Want Here, wanneer ons swak is, dan besef ons hoe sterk is U. En dan besef ons dat U genade vir ons genoeg is. Soos Paulus ook moes besef, toe hy gebid het oor die dorings in sy vlees. Dankie Hemelse Vader, dat U ons wat magteloos voel, en die dinge wat ons nie kan verander nie, dat ons daardie dinge na U toe kan bring, dat ons dit vir U kan gee, U wat die Here die Almagtige is, en dat ons dit in U hande kan los. Here, vergewe ons dat ons partykeer in die illusie leef, dat ons alles kan beheer. Verlos ons van daardie illusie. Gee vir ons die geloof en die vertroue dat U in beheer is, sodat ons alles wat ons so magteloos laat voel, in U hande kan laat. Ja, Here, gee vir ons asseblief die gemoedskalmte om te verander wat ons kan. En dit wat ons nie kan verander nie, in U hande te laat. En gee vir ons die wysheid om die verskil te ken. Vader, ons bid vir ons gemeente, vir al ons projekte, vir al ons aksies, vir elke lidmaat,
vir lidmate, Here, wat nie bygekom het by ons gemeente, maar ook lidmate wat verhuis het en weggegaan het, maar nog steeds elektronies op een of ander manier luister na u woordverkondiging ook van ons gemeente af. Here, ons vra dat u by elkeen sal wees. Elkeen maak nie saak waar hulle in die wêreld bevind nie. Vir al die stryd en moeilikhede waardeur hulle gaan en al die kere wanneer hulle swak en magteloos voel, ons vra, Here, dat ons sal fokus nie daarop nie, maar op u almag. Ons bid, Here, vir elkeen wat siek is, elkeen wat ernstig siek is, soos Riekie se suster. Ons bid vir hulle wat operasies moet ondergaan, soos Peter Doeman en Gert van der Walt. Ons vra dat u by hulle elkeen sal wees. Ons bid vir elkeen wat kanker het, vir elkeen wat worstel met depressie, vir elkeen wat met verslawing worstel, vir elkeen wat worstel met een of ander sonde wat hulle net nie oorwin kry. Ag Here, gee vir ons genade en laat ons besef dat die genade vir ons genoeg is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid vir die dankoffers en dan die dankoffers wat na die erediens by die deure opgeneem gaan word, is ten bate van Catherine Robson Kinderhuis. Ek wil graag vir ons die 4de vers lees van die slotsang, die 354. Ek magteloos gebonde, ek word deur u bevry. Ek is bevlek met sonde. U kom en reinig my. Nou leef my dankgebede. Nou kan ek sing en dien. Nou kan ek sterf in vrede. Ek het my Heer gesien.